Soos julle weet, ons is besig met 'n reeks wat ons so noem onverdiende guns. Onverdiende guns. Weet jy, as jy guns ontvang, dan is daar net, as alles wat mooi is met jou begin gebeur, nou, alles werk net mooi uit. As jy, dit lyk asof alles wat jy jou hand ontslaan is net geseënd. As jy, ons het sulke ouens op skool gehad, jy weet, as hy swat, dan kry hy 80-90%. As hy rugby gaan speel, dan word hy die eerste span kaptein. As hy cricket speel, dan, hy is suksesvol in alles. Dan sê hy, yes, weet jy wat, die guns rus dan op jou. Jy het 'n guns op jou. En dan as hy universiteit toe gaan, dan gaan dit net goed, en hy stap dadelik in 'n werk in, en wat sommer al sy studies betaal, dan sê hy maar, wow, die guns rus op jou. Maar baie keer is dit 'n verdiende guns, want jy kan sien die ou het hard geleer. En dat alles wat hy doen hy doen dit met excellence. En hy wil niemand teleurstel nie, en hy werk hard, en as gevolg daarvan is dit net dat alles net goed reg uitwerk met hom. Maar die guns wat van God afkom, is 'n onverdiende guns. Mense, ons is stof van die aarde, wat die Here gevat het, en hy het in ons sy lewe ingeblaas. En ons is die mense wat God die seerste kan maak. Want hy het ons in liefde gemaak, en ons is die wat teen hom kan besluit. Tog, die Bybel sê, toe die mens die verste van God af was, toe die aarde, die mens die donkerste tye van hierdie wêreld nog ooit gesien het God sy grootste liefde aan hierdie wêreld bewys, deur sy seun te stuur. En dit is die grootste onverdiende guns wat ons as mens kan ervaar. As ons moet iets ontvang wat ons verdien, ons verdien 'n helse vuur. Is dit waar? Kom, ons gaan lekker saam preek vanoggend, Is dit nie wat ons eintlik verdien nie? Maar die Here kom en hy gee 'n onverdiende guns. En hy sê, ek gaan jou daai sondes vergewe. Maar hy los dit nie net daar nie. Hy gaan ons nie net red nie. Maar hy maak van ons sy kinders. Hy maak van ons dat ons saam met hom sal heers in hierdie lewe. Nou 'n onverdiende guns. Die kernteksvers wat ons gebruik, sien ons in Psalm 23 vers 6, wat Dawid skryf. Hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Is daar ander goeders wat agter jou, wat jy voel jy voor moet weghardloop? No problem. Voel dit baie keer dat jy moet weghardloop of iets is wat jou jaag. En dit is net asof hierdie ding nie in jou nek blaas, en jy wens net jy kan dit afgeskit kry. Gebeur dit met julle ook, of is dit nou maar net? Jy voel net dit moet van jou weg. En dan jy hoop net en jy wens net dat dit nie, jy weet, jou sal inhaal nie. Maar die ding is, Dawid het agtergekom dat groter as dit wat die vyand agter jou aanstuur, groter as dit is God se goedheid en sy guns. En naderhand is dit al wat hy in sy triespieeltjie sien. As Dawid in sy triespieeltjie kyk, ek dink daar was tye, het jy al gesien as hy sy psalm skryf, dan begin hy deur te sê, Here, kyk net al hierdie mense wat teen my is. Here, dit gaan so sleg en dit gaan so, jy weet, alles is net negatief. Het jy al sy psalm so gelees? Here, dan dink jy, Dawid, jy's nogal, jy weet, erg opreg oor dit wat jy beskryf. En dan naderhand, dan sien jy hoe verander die psalm. En dan begin hy net God se goedheid weer sien. En dan, as hy afsluit, dan is hy in lofprysing, dan sê, Here, dit is fantasties, dit is wonderlik. So,
jy weet, selfs Dawid, en selfs die helde van die Bybel, het deur moeilike tye gegaan. Dis nie net ons nie, jy weet, ons kan nie sê, ja, hulle het dit maklik gehad daai tyd nie. Nee, al die tye was maar moeilik geweest. Maar Dawid het geleer, dat as hy in sy spieeltjie kyk, en hy sien die dinge wat op hom afstorm van agteraf, het hy gesê, ek gaan net let, op dit wat God agter my aanstuur. Want dit is al wat saak maak. En daarom, naderhand het hy gesê, net goedheid, dit is al, wat agter hom aankom. Net goedheid en guns, volg my, elke dag. Daar's nie een dag wat hy in sy spieeltjie kyk en hy sien dat, maar wonder waar is dit nie? Hy weet dat God het elke dag dit oor hom uitgestuur. En die nut of die hele doelwit vir my van hierdie reeks is dat ek wil hê dat ons as Vermeer gemeente, ons as lidmate, ons moet ons verwagting verander. Wat is die verwagting wat jy het wat met jou gaan gebeur? Ons het baie keer 'n verwagting van, weet jy, dit het so gegaan met my oupa. Dit het so gegaan met my pa. Dit gaan so met my boeties en my sissies. En my verwagting is nou maar, ek wag nou maar net dat dit nou maar so met my ook moet gaan. Of dit het met die besigheid gebeur en dit het met daai besigheid gebeur. Dit het met daai besigheid en met daai ou gebeur. Hy is afgedank en daai is afgedank. Wat is jou verwagting? Ons moet begin reg fokus. Ons is in hierdie wêreld, maar ons as kinders van God is nie van hierdie wêreld nie. Hey, ons is nie van hierdie. Ons is gestuur. Ons is nie van hierdie, ons van hoofkantoor. Ja, ons is ambassadeurs in hierdie wêreld. En ambassadeurs van 'n land, is nie bekommerd oor die ekonomie en oor omstandighede in daai land waarin hy die ambassadeur is nie. Is die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, is hy bekommerd oor die Suid-Afrikaanse ekonomie, dat hy nie sy geld gaan kry nie? Nee. Want sy betaling kom van die land van wie hy ambassadeur is. Van waar is jy ambassadeur? Ons is van hoofkantoor. Ja, en wat ek laas gehoor het, dit gaan nog baie goed daar. Ja, weet jy, hulle gebruik die goud, om die paaie te teer. Dit gaan nog goed daar, hoor. En dis hoekom Jesus sê, moet oor niks bekommerd en niks besorgd te wees nie, want ek sal vir jou sorg. En die ding is met hierdie onverdiende guns, dit is 'n guns wat ons nie verdien nie. En die Here wil hê ons moet weet, dat hy wil dit oor jou losmaak. Ons moenie bekommerd wees nie. Dat dit baie keer af gaan, ja, ons is nie gevrywaar nie. Ons is nog in hierdie wêreld. Okay? Maar, ons het 'n toevlug na wie toe ons kan hardloop en kan sê, Here, okay, dit is nou tyd. U sê dat die vee op 1000 heuwels behoort aan u. Here, dit is nou tyd dat u vir my 'n bokkie slag. Voel jy baie keer so? Here, nie regtig nou. Maar het jy al agtergekom dat God is nooit vroeg nie? Het jy al agtergekom in jou lewe? God is nooit vroeg nie. Maar hy is nooit laat nie. En Dawid het al agtergekom dat Here, daar's tye wat dit vir hom baie moeilik gegaan het, baie taaf gegaan het. En wat hy in stres gegaan. Hy gaan lees bietjie die psalms. Maar op die ou einde het hy geweet en het hy besef dat, weet jy, dit is God sal deurkom. God is deur die eeue deur beproef en nog nooit het hy teleurgestel nie. Ons moet ons verwagting regkry. Op die ou einde gaan God deurkom. En jy gaan terugkyk en jy gaan sien, wow, die Here het awesomely voorsien. En daar was nie een held in die Bybel
wat teruggekyk het en gesê, weet jy wat, God het my teleurgestel nie. Nie een nie. Ons moet ons verwagting rondom God en rondom sy voorsiening en elke aspek en elke faset van ons lewens, ons moet 'n positiewe verwagting kweek van hom. In Efesiërs 1 vers 2 skryf Paulus, hy sê, my grace, okay, ons praat van 'n unmerited favor, 'n onverdiende guns, iets wat ons nie verdien nie. Hy sê, my grace, that God's unmerited favor and spiritual peace be yours from God our Father. Hy wil hê, God wil hê dat jy moet weet, jy is nie oorgeslaan nie. In God se koninkryk is daar nie 'n swart skaap nie. Partykeer kom ons en ons hoor ons wat mense sê, ja, jy weet, ek dien die Here en maar weet jy, nee, die Here het my vergeet, ek is daar iewers in 'n hoekie. God ken elke een van ons. Hy ken jou omstandigheid. Hy weet waardeur jy gaan. Hy ken jou sit en jou opstaan. Hy ken elke faset van jou lewe. En hy sê dat ook agter jou aan stuur hy hierdie unmerited favor. That it will be with you. Dit is daar vir jou. It will be yours. Dat dit joune sal wees. En dan net die volgende vers sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met, waarmee het God ons as mens geseën? Breek saam met my. Met alle geestelike seëninge in die hemele. Hy het niks weerhou van enige een van ons nie. Okay? Nou hierdie woordjie seën, dat hy het ons geseën met dit. Wat beteken daai woordjie seën? As ek nou sê, maar weet jy wat, ek seën jou man. Nee, jy weet die Here seën jou. Ons het baie keer sulke kerklike woorde wat ons vir mekaar sê. Ag broer, mag jy geseënd wees. En dan sê jy dit dalk vir 'n ou by die werk wat nou totaal en al 'n Filistyn is. Dan sê hy vir my, Jessie, jy gebruik nou 'n baie snaakse woord. Wat beteken dit? Sal ons vir hom kan verduidelik. Wat beteken dit as ons vir 'n broer sê, ag broer, Frans, mag jy geseënd wees, broer. Wat beteken dit? Dit mag dit goed gaan met jou. Okay. Maar die woordjie beteken eintlik dat mag dit met jou, mag jy, ek gaan dit vir jou in Engels sê want dit is die vertaling uit die Grieks uit, mag jy 'n empowerment hê om te prosper. To bless someone is to have an empowerment to prosper. Dat daar is niks wat jou kan weerhou, dat dit nie met jou goed moet gaan nie. God sê, dat ek het jou geseën, en as jy geseënd is, kan geen vloek oor jou wees nie. Die teenoorgesteld van seën is vloek. As iemand sê, weet jy wat, dit lyk my, ek is maar gevloek gewees, jy weet, want niks werk uit nie. As jy iemand vloek, dan beteken dit, dat jy sny alles af, dat dit met hom alles altyd moeilik sal gaan. Dat niks wat hy gaan doen, gaan uitwerk nie. Maar Jesus sê, dat ek het die vloek, wat op jou moes kom, want dis wat jy moes verdien het. Die vloek van die wêreld het ek op my geneem, want die woord sê, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So Jesus het 'n vloek geword, sodat jy 'n geseënde kan wees, 'n persoon kan wees, wat empowered is to prosper. Dat daar is niks, die hindernisse, wat in jou pad is, sodat jy sukses kan wees, is uit die weg uit geruim. En Jesus het dit aan 'n kruishout gedoen vir ons. Hy het alles vir ons gedoen, alreeds. En dis wat hy sê, daarom sê hy, jy weet, geseënd is die God van ons, en Vader van ons Here Jesus, wat ons geseën het. Hy het ons empowered to prosper. En hy het dit gedoen, met die backing van die hemel, dat daar is, alles is vir ons kan net gaan trek uit die hemel uit. Sodat die volheid van die Godheid
oor ons kan wees. En dan, in Efesiërs 2 vers 6, sê hy, and he, dit is Jesus, and he raised us up together with him, and made us sit down together, giving us joint seating with Jesus in the heavenly sphere in Christ. Wat het Jesus met ons gedoen? Toe hy aan 'n kruishout gesterf het, sê hy, dat die dag as jy aanvaar dit wat Jesus gedoen het aan die kruishout, vat hy jou, en hy tel jou op, en hy sit jou, en hy maak dat jy sit langs hom in hemelse plekke, en dat jy saam met hom in joint seating met hom sal wees. Hierdie joint seating praat van dat hy gee vir jou die autoriteit, dieselfde autoriteit wat Jesus het, gee hy vir jou. So, dit wat ons verdien het as mens, dat ons het gesondig, en met sonde, die enigste manier van sonde, die loon van die sonde is die dood. So God sê dat ek jou nie net verlos daarvan nie, dat jy nie hoef dood te gaan nie. Ek het jou nie net gemaak dat jy moet eendag hemel toe gaan nie. Ek wil julle moet mooi verstaan, dat jy is nie net gered, sodat jy hemel toe moet gaan nie. Andersins moes ons dit so gemaak, ons het dit mos nou al gesê, dat as iemand tot bekering kom, en jou hele einddoel was, dat jy moet hemel toe gaan, dan as ons jou gedoop het ons jou 3 keer ondergedruk, en net 2 keer opgetel. Want dan, dan het jou purpose mos vervul in hierdie lewe, want jy is mos nou in die hemel. Dis nie hoekom Jesus aan 'n kruishout vir jou gesterf het nie. Nie net dat jy hemel toe moet gaan nie. God het aan 'n kruishout gesterf, sodat hy vir jou autoriteit kan teruggee. Weet jy dat jy het autoriteit? God het jou gemaak, en ons kom net daarby. God het jou gemaak in sy beeld en in sy gelykenis. En jy's gemaak om te heers. Wat 'n unmerited favor is dit wat God nie oor ons losmaak nie. Sodat jy 'n onverdienste guns kan verdien. Ons verdien 'n helse vuur, maar God sê, uit my liefde uit het ek jou uitgered, en ek tel jou op, en ek sit jou nie net dat jy aangaan met jou lewe nie, maar ek vat jou, en ek sit jou in hemelse plekke, en ek laat jou heers saam met Christus. Hoekom sou God dit wou doen? In Efesiërs 2 vers 6 sê hierdie, for he raised us up together with him and made us sit down together, giving us joint seating with him in the heavenly sphere in Christ Jesus. Net die volgende vers sê, hoekom sal hy nou so iets awesomes met ons as mens doen? In vers 7, he did this, that he might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, the limitless, surpassing riches of his free grace, his unmerited favor. God sê, ek wil vir jou wys hoe lief het ek vir jou. Ek wil vir jou wys, jy verdien niks hiervan nie. Maar weet jy, ek het so 'n liefde vir jou, dat ek vir jou uittel. En ek wil nie net uittel dat jy net jou afstof nie, maar ek wil vir jou vat, dat jy dieselfde tipe lewe hê, as wat ek self het. Sê God. Wat 'n unmerited favor. 'n Onverdiende guns. Dat God jou uit wil tel, en hy gee vir dieselfde lewe wat in hom is, gee vir jou. En daarom sê Jesus in Johannes 10 vers 10, dat ek het gekom, sodat jy 'n lewe kan hê, en lewe van oorvloed. En daai woordjie lewe daar, is die woordjie Zoe, wat beteken, a God kind of life. God het ons uitgered. Hy het alles aan 'n kruishout gedoen, sodat jy kan ervaar, wat is dit om werklik te leef. Vir te lank,
te veel die kerk net gesurvive. Voel julle nie dit ook nie? Lang genoeg het die kerk net survive. Ons proclaim dat ons dien 'n lewende God. En die wêreld kyk na ons en sê, maar wys vir my die lewe. Wys vir my dit. En dit is weer nodig dat die kerk moet wakker word. Dat die kerk weer sal besef, dit wat ons het in Christus. En in die laaste dae gaan die Here iets awesomes losmaak oor die kerk. Dat ons weer sal ervaar wat dit is om ons hande op die siekes te lê en hulle word gesond. Dat ons nie net wonder, Here, gaan dit gebeur, gaan dit nie. Dat daar net 'n boldness in ons harte is. Dat dit waarmee die Nuwe Testamentiese kerk begin het. Dat Petrus loop en sy skaduwee val op mense en hulle word gesond. Dieselfde krag kan in my en jou leef. Dis net weer tyd dat ons dit moet besef. Vir lank genoeg het die vyand ons verblind dat ons nie die volheid van die Godheid ervaar in ons lewens nie. En leef daardeur nie. God het dit gedoen dat hy vir ons kan demonstreer. Hierdie immeasurable, dit kan nie gemeet word nie. Daar is geen limiet daarop nie. En dit is 'n all-surpassing riches of his free grace. Hierdie onverdiende guns. Daar is so 'n onbeperktheid daaroor, dat hy wil hê dat ons moet dit besef en dit sien en begin om 'n verwagting rondom dit te kweek. Dat ons 'n verwagting sal hê dat Here, dit is al wat U verby in jou wil doen. Kan ons begin, wanneer ons in die week begin rondgaan, en ja, tye is taaf, maar dat ons verwagting sal wees, dat dit is dalk net om hierdie draai, dat God vir my gaan voorsien. Net om die volgende draai. Weet jy, ek weet, dat dit is taaf, maar net om hierdie draai, jou lewe kan in een oomblik net so verander. Is dit waar? In een oomblik. Een oproep en iemand sê vir jou, weet jy wat, ek bied jou hierdie en hierdie en hierdie werk aan. Of weet jy wat, daai geld wat ons jou so lank al skuld, ons ervaar net, dat 'n inbetaling by ons gekom, ons doen gou vir jou die hele betaling. Jou hele lewe kan in een oomblik verander. Kom ons hê 'n verwagting vir die goeie. Want dit is wat God vir ons wil doen. En ons dien 'n God wie nie lieg nie. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Die probleem is nie by hom nie. Die probleem is dit is hier by ons. Ons moet in lyn kom. Want onthou, dit wat jy verwag is dit wat jou geloof is. Is dit waar? As jy iets verwag, dan glo jy mos dit gaan kom. En Job het gesê, dit wat ek gevrees het, onthou vrees is 'n negatiewe geloof. Dit wat ek gevrees het, dit het oor my gekom. Jy gaan kry net wat jy glo. Kom ons kry ons geloof reg. Ons verwagting reg. En dan in Efesiërs 2 vers 8, in hierdie volgende vers, sê hy, for it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment and made partakers of Christ's salvation. Okay, dit is deur God se onverdiende guns wat hy oor ons losmaak, dat ons gered is. Nou dink julle, as ek sê hierdie woordjie saved, dan dink ons, ja, dit is uit genade dat ons hemel toe gaan. Dit is mos wat daai teksvers beteken. Maar is veel meer as dit. Die woordjie saved daarso is die woordjie soteria. En in die Hebreëus is dit die woordjie van peace, shalom. Wat beteken nothing missing and nothing broken. As daar 'n tekort in jou lewe is, as daar iewers iets is wat jy versmag, dan beteken dit jy het redding in daai area nodig. En Jesus sê dat ek het oor jou losgemaak 'n onverdiende guns,
sodat jy gered kan word, sodat jy in geen iets 'n behoefte hoef te hê nie. Dis hoekom God dit aan ons doen. En ons moet nie een oomblik dink dat jy dit nie verdien nie. Want nie een van ons verdien dit nie. Dis 'n unmerited favor. Daar is nie dat die een verdien dit meer as die ander een nie. God wil dit vir jou doen, nie op grond wie jy is nie. Dit is op grond van wie hy is. Hy is 'n God. Hy's 'n pa wat net die beste wil hê. Ja. Ek dink baie keer, ons het nou vir Zoe. Nou, jy weet jy, verdien sy om 'n bottel te kry? Nee, op grond van wat verdien sy dit? Want sy's dors. 'n Behoefte maak nie dat sy dit verdien nie. Wat het sy gedoen om te verdien? Ja. Weet jy, daar's niks wat sy verdien nie. Maar ek doen dit, maar ek is so lief vir haar kind. Weet julle, Jesus staan uit die water uit op. En nadat hy gedoop is, en daar's 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Wat het Jesus vir die koninkryk gedoen tot op daai oomblik? Sy ministerie het nog nie begin nie. Hy's 30 jaar oud. Hy het nog niks vir die koninkryk gedoen nie. Sy ministerie het nog nie begin nie. En Jesus staan uit die water uit op en hy sê, en voor die Vader sê, dis my geliefde seun, en wie ek 'n welbehae het. God sê dit op grond van wie hy is. En hy 'n groot liefde het vir daai kind. En daai kind nog net gehoorsaam was tot op daai punt. Net gehoorsaamheid. Hy het nog niks gedoen nie. Maar op grond van God se liefde het hy hierdie uitspraak oor hom. Sou hy verdien nie daai bottel nie. Sy het op hierdie stadium nog net vir ons slapelose nagte gegee. Vuil doeke en is dit nie? En dit word erger. Ja. So dit gaan nie oor haar nie. Dit gaan oor jou. Dit is jou liefde. Jy het so liefde vir ek verstaan dit nie. Maar dit is net ek sal alles doen vir daai kind. Nee. Dit spreek van ek dink God het gekies. Ek dink God het gekies dat ons 'n baba moet kry en hom groot moet maak, sodat ons 'n klein bietjie kan verstaan die liefde wat God het vir sy kinders. Net 'n bietjie. En dan sien ek my verhouding met hom oor hoe Zoe is, Zoe verhouding met my. Sy verdien nie, maar ek gaan alles doen en alles gee en ek sal laat opstaan en ek mind nie een oomblik om 4:00 die oggend op te staan en bottels te maak en doek te ruil en al goed. Want dit is net lekker. Dis 'n voorreg. En dit is daai unmerited favor. En dit is asof die Here dit net al 'n bietjie meer en meer begin oopbreek. Dat ons verdien dit nie. Nou, ons sal dit nooit verdien nie. Maak nie saak hoeveel keer jy vas nie. Maak nie saak hoeveel keer jy bid nie. Maak nie saak hoe mooi lewe jy lei nie. Jy sal dit nooit verdien nie. Moenie dink dat daar iets is wat jy moet doen om dit te verdien nie. Jy kan nie. Maar dit is net oor wie hy is en sy liefde wat hy oor jou wil uitlaat. Nou, al wat ons moet doen is om dit te aanvaar. Net te sê, Here, dankie. God is 'n God dat hy so lief gehad. Hy het so lief gehad dat hy gegee het. Ons moet begin om mense te wees wat maklik kan ontvang. Ek het al een keer vir iemand gesê, jy weet, baie keer ons is so geleer, jy weet, jy werk vir jouself en jy werk vir jou dinge en dit,
En dan baie keer kom iemand en dan gee vir jou iets, en dan is dit vir ons moeilik om iets net te ontvang. Is dit waar? Iemand kom net, en hy gee vir jou sommer net iets ekstra. En ek onthou, toe ons studente was, ek en my broer was saam studente gewees. Ons was nog hier in Dio gemeente. Dit was nog die ou aanbiddingsentrum toe. Was daar 'n welaf sakeman in ons gemeente gewees, en hy kom toe, en hy het so 'n rol, dit was nou nie 'n groot rol nie, en dit was nou nie major nie, maar hy gee so 'n rol, R100 note vir my en vir Johan, my broer. En hy sê, weet jy wat, ek weet studente, en veral teologiese studente is bietjie taaf, maar ek wil dit in jou lewe insaai. Dit is moeilik vir ons is opgevoed dat dit is moeilik vir ons om te ontvang. Ons moet leer om te ontvang. Want as jy sê, weet jy wat, ek is so right, dan weerhou jy God se seën oor daai persoon. En jy het gebid, Here, asseblief voorsien. En nou kom hierdie ou en dan sê, Here, nie so nie. God is 'n God wat gee. Ons moet leer om te ontvang, want ons verdien by niks nie. God se grootste unmerited favor is hierdie wat ek vir julle gesê het, dat hy ons gevat het en hy laat ons sit saam met Christus in hemelse plekke. Jy's gemaak om te heers. Van die begin af, in Genesis 1 vers 26, het God gesê, laat ons mens maak na ons beeld en na ons gelykenis en laat hulle heers. Jy is gemaak om te heers, waar jy ook al is. Jy's gemaak om te heers. En God het dit herstel. Sy grootste unmerited favor, sy grootste onverdiende guns wat hy oor jou uitstort, is om jou te vat en jou uit te lig en jou saam met Christus in hemelse plekke te sit. En hy het dit gedoen, en ons het nou net gelees. Hy het dit gedoen sodat ons kan verstaan die groote liefde en die groote onverdiende guns wat hy het oor ons. Jy is gemaak om te heers. Moenie dat sonde en moenie dat omstandighede oor jou heers nie. Neem autoriteit oor jou omstandighede. Neem autoriteit oor jou begeertes. Neem autoriteit en heers. That is who you are. As jy iets anders is, dan is dit nie wie jy is nie. En Jesus, toe hy gekom het hy weer opnuut vir sy disippels. Jesus was vir ons die volmaakte voorbeeld van wat dit is om mens te wees hier op aarde. Is dit waar? Hy het vir ons nie net kom sterf aan 'n kruis nie. Hy het vir daai 3,5 jaar wat alles opgeteken is, het hy vir ons kom wys, wat is dit om werklik te leef as mens? En hy vertel hierdie gelykenis van hierdie talente wat uitgedeel word. Julle onthou van daai, né? Vir die een het hy 5 talente, vir die ander 2 talente en vir ander 1 talent gegee. Nou as jy nou gaan kyk in die Grieks dan dit was nie talente soos jy weet om te sing en om te dans en jy weet houtwerk te doen. Dis nie daai tipe. Daai talente was geld gewees. Okay? En nadat hy nou tydlank weg was, het hy teruggekom en gevra, okay, vertel my, wat het jy met hierdie gedoen? En die wat nou met dit gewoeker het gesê, en dan hy het gepraat van rondom die koninkryk van God, dat hy het aan almal van ons toevertrou, en hy is weg, en eendag gaan hy terugkom, en vir ons rekenskap vra. En toe hy terugkom, en hierdie ou wat 5 gehad het, sê hy, maar meneer, jy het vir my 5 gegee, en ek het nou hard gaan werk, en hier is nou 10. En toe sê hy vir hom hier in Lukas 19 vers 17, en hy sê vir hom, mooi so, goeie dienskneg, omdat jy die minste getrou was, moet jy wat? Moet jy gesag hê oor 10 stede. God het jou geskape om te heers.
Die tyd waarin ons nou leef, is amper soos 'n kleuterrepetisie, waar die Here jou wil leer, wat is dit om te heers? Want eendag gaan hy ons kom haal, en ons gaan in die hemel wees. En ons gaan nie net daar lekker op 'n wolkie sit en harp speel nie. Ek hoop julle het nog daai idee van ring, ring. Het julle dit al gesien? Ja. Ons gaan nie harp speel daar en dit. Ons gaan saam met hom heers. Oor wat? Weet ek nog nie. Maar die Here het jou gemaak, met gesag en autoriteit. In Psalm 8 sê dat die Here het jou gemaak veel minder as God homself, en hy het jou gekroon met lof en heerlikheid. Jy is mooier as wat jy dink. You are more powerful than you think. As die vyand jou nog om die bos kan lei, dat jy het nie autoriteit nie, dan het hy mos 'n maklike lewe. Maar as jy jou autoriteit besef in Christus, gee vir hom net grys hare. As jy in die oggende wakker word, dan sê, o, Jesus, kan hy nie nog 'n bietjie langer geslaap het nie. God se grootste onverdiende guns wat hy oor ons uitgestort het, is om ons te maak dat ons saam met hom sal heers in hemelse plekke. En ons moet leer, ons moet in 'n verhouding met hom ingaan en vir hom vra, Heilige Gees, wys vir my, waar is dit en hoe moet ek heers? Waar is dit wat jy my nou al reeds wys? Ek verdien dit nie, maar Here, ek weet, dit is wie my gemaak het om te wees. Vader, ek wil bid dat U, Heilige Gees, dat U hierdie woord in ons harte lewendig sal maak. Here, dat ons sal besef dat dit is 'n onverdienstheid. Hierdie guns wat U oor ons losmaak. En help ons, Heilige Gees, dat ons duidelik U stem sal hoor. En dat ons ag sal gee daarop, en dat U vir ons op 'n pad sal neem, waar U ons sal wys hoe en waar heers ons. Dat ons tyd saam met U sal spandeer. En dat ons sal ervaar, Here, dat U liefde oor ons is oor wie U is, en nie oor wie ons is nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.